Goeiemôre, dis vanoggend weer vir ons 'n voorreg om hier te kan sit, om in julle huise te wees, daar waar julle na ons luister, daarna waar julle na die program Herleef kyk. Baie dankie vir elke kyker, vir elke SMS wat ons ontvang. Ek wil vir julle vra dat as julle enige gebedsversoeke het, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, julle is meer as welkom om met ons in kontak te kom. Ons nommer sal onder op die skerm verskyn. En ek wil ook vir julle noem, vir die van julle wat laasweek gekyk het en vir die week voor dit, sal weet dat ons het huidiglik die nooddienskapelaanskap wat vir julle woord bedien vir die volgende paar weke wat kom. Hulle besonderhede sal ook op die skerm verskyn soos die program aangaan, en julle is ook meer as welkom om net bietjie op hulle webtuise te gaan kyk van dit wat hulle doen, en net so bietjie meer oor hulle te lees vir die van julle wat met hulle in kontak kom. Nou, ek wil vanoggend weer baie welkom sê aan Dominee David Nieboer, en hy gaan weer vanoggend vir julle woord bedien. Goeiedag geliefdes, baie dankie dat u ook vandag weer saam met ons ingeskakel het om te luister na die woord van die Here. Vandag lees ons uit die woord van die Here soos ons dit vind in Markus 4 vanaf vers 35. Jesus maak die storm stil. Voor ons begin, kom ons word net stil voor die Here en bid dat hy met ons sal praat uit sy woord weer vandag. Here, wat 'n voorreg om u woord te mag oopmaak. Wat 'n voorreg om dit te kan doen saam met so baie van u kinders, wat vandag ook daarna luister. Here, u ken elke toehoorder. U is bewus van elke een van ons en ons omstandighede. U weet wat dit is wat ons van u kort. U weet wat die situasie is waarin ons ons bevind. En Here, ek wil bid, dat u, wanneer ons u woord lees, u woord wat lewend is, u ook daaruit vir ons vandag 'n boodskap sal gee. Dat wanneer ons ook van hier af weggaan, dit sal wees met die wete, weer eens was God getrou en het hy met ons gepraat. Daarom is en bly dit my gebed. Spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Markus 4 vanaf vers 35. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom, ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly, en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê, en daar het groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle het met groot ontzag vervul, en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat self die wind en die see hom gehoorsaam? Tot sover dan ook ons skriflesing. Vandag kyk ons na al die storms van die lewe wat ons so gereeld moet hanteer. In hierdie gedeelte, wat maar net 'n paar versies is daar eintlik vir ons soveel lesse om te leer vandag. Jesus het na 'n baie lang dag wat hy die mense geleer het, baie moeg gewees. Aan die einde van die dag vra hy toe vir sy disippels, kan hulle hom maar nie net in die skeepie na die oorkant van die see toe neem nie, sodat hy net ook kan rus nie. Hy het die hele dag gewerk en hy is baie moeg gewees. Jesus was werklik moeg. Daarom raak hy ook aan die slaap op hierdie rit. En alhoewel dit glad nie die gunstigste omstandighede was nie, en die skeepie rondgeruk was, het hy geslaap, want hy het regtig ook die rus nodig gehad. Aanvanklik probeer die disippels hulle bes. Hulle probeer om hierdie storm te hanteer. Hulle probeer om die water uit te skep. Hulle doen hulle heel beste. Maar daar kom 'n punt wat hulle besef, hulle sal Jesus moet wakker maak. Hulle gaan of sy hulp nodig hê, of sy ingryping,
of anders sal hy ook saam met hulle moet regmaak, dat hulle dalk hierdie storm nie sal oorleef nie. Jy sien, hierdie was ook nou nie 'n groot skip nie. Hierdie was maar 'n baie klein vissersbootjie gewees. En daar was nie regtig enige moderne toerusting op gewees of enige skuiling gewees nie. Nie eers 'n dakkie nie, niks. Hierdie storm was besig om heeltemal hulle aan te val van al die kante af. En hulle was totaal en al uitgelewer aan elke een van die elemente. Verbaas dat Jesus eintlik nog kon slaap deur alles wat aangaan, kom hulle na hom toe. Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Dan sien ons dat Jesus opstaan, die storm aanspreek en skielik is alles stil. Nou is dit sy beurt om hulle 'n vraag te vra. Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Verbaas oor wat gebeur het, geskok en verwonderd praat hulle onder mekaar. Hoe kon dit gebeur? Ek bedoel, is so iets dan ooit moontlik? Kan enige iemand die see en die storm aanspreek en dit gaan lê? Wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Baie dankbaar dat dit gebeur het. Hulle is weer veilig. Maar so beleef ek en jy ook, maar daagliks die storms in ons eie lewens. Elke een van ons storms is uniek. Ja, soms is dit 'n donderstorm, maar soms voel dit ook vir ons soos 'n orkaan wat ons tref. Maar nietemin die aanslag is daar, en baie keer is hulle maar baie erg op ons lewens. En die vrees dat sommige van hulle ons kan vernietig, is 'n realiteit wat ons moet aanvaar. Vandag wil ek jou vra, watter storms is tans besig om jou bootjie te skud? Wat is die storm wat tans besig is om jou so wreed heen en weer te skud en jou bootjie vol water te maak? Vir party mense is dit dalk hulle werksomstandighede. Daar waar dit so sleg gaan dat hulle nie weet hoe om aan te gaan nie. By ander weer is dit die gebrek aan werk, werkloosheid. Die feit dat hulle nie weet waar die volgende ete vandaan kom nie. Wat gaan van hulle word? Want dit is vir hulle 'n groot probleem. So baie van ons mense het op hierdie stadium ook terminale siektes. Wat gaan van hulle word? Gaan hierdie siekte wat hulle liggaam so aantas ook hulle lewens van hulle vra? Of gaan hulle dit oorleef? Miskien is dit binne jou familie waar die situasie so erg is, as gevolg van moontlike verhoudings wat op die rotse is. Die vraag is nie of ons storms het nie, want ons almal gaan deur storms. Hier sit ons vandag in ons bootjie en word ons rondgeruk deur ons storms. Ook in ons eie probeer ons alles wat ons kan, en probeer ons baie hard partymal om ons storms te kan oorwin. Ons kyk wat kan ons doen om die water uit ons bootjie te hou, en ons bootjie bo op die water te hou. Maar dan vind ons ook baie keer uit, soos die disippels, dat in hulle eie krag en in hulle eie vermoë hulle nie daartoe in staat is om dit te kan doen nie. Hulle het hulp nodig, want die water kom vinniger in as wat hulle dit kan uitskep. Ook soos die disippels moet ons soms rondkyk na alles wat rondom ons aangaan. Kyk na hierdie storms van die lewe. Ons kyk na hierdie donker onweerswolke in hierdie nag en ons besef ons het geen teken van 'n ster in sig nie. Daar's niks wat vir ons lig bring nie. Niks wat vir ons rigting wys nie. En ons weet glad nie waarheen dit gaan nie. Al wat ons sien is hierdie totale chaos in ons lewe. En soos die disippels kom ons dan ook net agter hoe klein is ons lewensbootjie eintlik. Net 'n paar plankies wat ons bo op die water hou. Daar is nie eers 'n teken van 'n skuiling nie. Nêrens omheen te vlug nie. Ons vind ons ook self totaal uitgelewer in al die elemente wat besig is om heeltemal te erg te word vir ons. 'n Hopelose stryd in ons eie oë, want waarheen sal ons gaan, wat gaan ons kan bereik? Ons word ook moeg. Ons kragte word ook min. Gaan hierdie storm
ook my laaste stryd op hierdie aarde wees? Gaan dit ook die einde van my beteken? Want hoe gaan ek dit oorwin? Hoe gaan ek aangaan? Partymal wonder ons ook, waar is die Here dan? Hoekom voel ons so alleen in hierdie storms van ons lewe? Want dit lyk vir ons of dit net eenvoudig so erg aangaan, dat die Here dit nie sien nie. Dit voel vir ons of hy nie daar is vir ons nie. Is hy dan ook besig om nou te slaap in my storm? Waarom voel ek so alleen? Voel ek so oorweldig? Here, my werksomstandighede raak net te veel. Ek kan nie aangaan nie. Of my soeke na werk. Wat gaan van my word? Die honger is erg. Wat gaan ons eet? Wat van die storm in my huwelik? Gaan ons dit oorleef? Die siektetoestande? Sal daar genesing wees? Of is dit ook hoe ek my einde gaan ontmoet of my geliefde? Die eensaamheid na die dood van geliefdes. Wat gaan van ons word? Waar is U, Here? Hoor U ons nie as ons roep nie? Ja, dalk is jou storm ook een van hartseer, rou, seer. Die dood wat alreeds soveel geliefdes van ons weggeneem het. En jy voel nou al vergete, alleen. Hoe gaan jy hierdie aanslag hanteer? Veral in hierdie Kerstyd. Hoe gaan jy alleen nog steeds Kersdag in? Hoe gaan jy die nuwe jaar in? Waar gaan jou hulp vandaan kom? So alleen. Soms is dit die trane wat oor jou gesig rol, wat vir jou ook voel soos die stormwaters wat oor jou gemoed spoel, besig om net te veel te raak. Waar is U, Here? En vandag kom Jesus ook deur hierdie gedeelte met ons te praat. Ons hoor sy stem as hy opstaan en ook na ons lewensstorm kyk. Ons hoor hoe kragtig hy dit aanspreek. Jy weet, hoe ek hierdie gedeelte deurgegaan het en bestudeer het ek gesien dat die ou Engelse vertaling dit baie mooi stel. Dit sê toe Jesus opgestaan het en die storm aangespreek het hy die woorde gebruik. Peace, be still. Vrede, wees stil. Die Afrikaanse vertaling van vandag lees ons op, hou op, bedaar. Beide het natuurlik dieselfde betekenis afhangende van die interpretasie van die Grieks wat ons kyk, maar beide ook korrek. Maar die Engelse ou weergawe was vir my so 'n kragtige woorde. Die woorde wat Jesus met die storm aanspreek, die opdrag wat hy in hierdie storm gee, en ook in ons lewensstorms. Peace. Vrede. Ek spreek vrede in jou situasie in. Ek sê vir jou situasie om stil te word. Dit is so 'n wonderlike en kragtige woord van die Here. Ja, om ook in Afrikaans te lees, hou op, bedaar. God wil dit ook vir jou kom doen. Hy wil vandag vir jou sy vrede kom gee, binne die situasie waar jy jou bevind. Ja, ons storms is 'n realiteit en uit onsself weet ons nou al, ons sukkel om 'n verskil daaraan te kan maak. Ons kan dit nie verander nie, maar ons kan die Here vra. Ons kan na hom toe gaan en vir hom vra, Here, bring vir ons vrede in ons storm. Hy kan vrede in jou situasie bring. Hy kan jou veilig daardeur bring en bo als kan hy saam met jou deur hierdie storm wees. Beteken dit dat wanneer dit gebeur, die storms altyd sal verdwyn? Wanneer ons hom vra om saam met ons te gaan, skielik die situasie by die werk nie meer bestaan nie en ons gaan lekker werk, of skielik gaan ek werk kry, skielik is daar kos op my tafel, my verhoudingswerk weer. Die siektes waar ons so vrees oor het verdwyn. Totaal genees? Wel, soms kan dit so wees.
Maar ander kere, soos ons ook self onderwerp aan die wil van die Here en sy doel daarmee, mag dit dalk aangaan. Maar die een feit wat bly staan is, die Here is nog steeds die een wat kan vrede spreek binne in ons situasie. Hy is nog steeds die een wat in ons situasie vir ons gemoed kan sê, wees stil, ten spyte van die storms van jou lewe wat jy ervaar. Wees stil, bedaar. God is saam met jou. En binne hierdie situasie kan ons dan ook die Here se vrede ervaar. Kan ons bewus wees van hoe hy saam met ons gaan. Want God is in beheer en ons gee hierdie situasie totaal vir hom. Ons vertrou hom om ons uitkoms te bied, want ons weet, hy weet beter. Ja, ons almal het situasies. Sommige gemeentes het situasies, sommige gesinne, sommige individue. Party van ons wat nou met die dood van geliefdes ook moet sukkel in hierdie tyd, weet hoe hartseer en alleen ons kan wees. Maar God wil vir jou kom sê, hy is saam met jou. Hy is bewus van die storms van jou lewe. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy wil vir jou sê, moenie vrees nie. Vertrou hom. Bid vir sy vrede. Dan sien ons hoe Jesus met sy disippels kom praat. Hulle uitvra oor hoekom hulle dan so vreesbevange geword het. Hoekom? Ten spyte van alles wat om julle aangaan, weet julle dan nie wie julle Here is nie? Waar is julle geloof in hom dan? Ek dink baie keer word ons met dieselfde vraag gekonfronteer. As ons na ons situasie kyk, dan wil ons amper die vraag hoor, het jy dan nie geloof nie? Maar baie keer moet ek sê, ek is self skuldig dan, dat ons antwoord dan kom, ja Here, ek glo, maar, en dan is dit nie meer geloof nie. Dis nie geloof as ek 'n maar dan agter wil sit nie. Ek moet glo en vertrou dat die Here die beste weet. Ek moet vertrou dat ek in hierdie storm saam met hom is. En sou hierdie storm dalk vir langer moes aangaan as wat ek dalk dink moontlik is, dat hy daarmee ook 'n doel het. En dat hy altyd alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en hom dien. Al verstaan ek nie hoekom hierdie dinge gebeur nie. Al weet ek nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Glo net. Glo in jou Here, want geloof is tog 'n vaste vertroue op dit wat ek nie noodwendig weet of verstaan nie. God is met my en hy is met jou. Hy beloof om saam met ons te gaan deur hierdie storms. Want God het jou baie lief. Het jy almal gevra om oor te vat in hierdie storm wat tans in jou lewe ook besig is om so te woed? Het jy almal gevra om weer ook sy opdrag te gee, dat daar vrede in jou situasie en jou gemoed sal kom? Dat die storm binne jou sal stil word, en ten spyte van alles wat aangaan in die donderwolke en die onweer wat rondom jou is, dit binne jou skepie stil sal wees, omdat God saam met jou is. Hy daar is vir jou, en hy vir jou gesê het, glo net in my, ek sal jou help. Ons moet nie toelaat dat eksterne omstandighede ons enigstens van ons eie vrede kan beroof nie. Ons moet nie toelaat dat die omstandighede waarin ons bevind, ons beroof van die feit dat God saam met ons is nie. Hy is daar. En nou wanneer ons in hierdie Kerstyd ingaan, weet ons ook dat die Here gekom het na hierdie aarde toe vir elke een van sy kinders. Dat hy vir ons kom beloof het, hy het ons baie lief. Dat die Here sy enigste seun gestuur het, sodat elke een van ons wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek weet in Kerstyd, in hierdie tyd is dit so maklik vir ons om ook soms so negatief te kan raak wanneer ons kyk na ons omstandighede. Te wonder hoekom ons deur sekere dinge moet gaan.
wanneer ons na hulle kyk wat siek is en swaar kry, of dalk self in daai bootjie is, dan vra ons baie keer soveel vrae. Wanneer ons self so onseker is oor wat die nuwe jaar mag bring, waar gaan ons werk? Wat gaan van ons word? Hoe gaan ons situasie vererger of verbeter? Wil die Here vandag vir jou kom sê, hierdie is Kerstyd, die tyd wat Christus na die aarde toegekom het. Hierdie is die tyd wanneer ons Immanuel ontvang het, God met ons. God se belofte is dat hy daar is vir ons. Moenie moedeloos word nie. Moenie opgee nie. Dit is nie nodig nie. Gaan net na jou Here toe, praat met hom. Gee jou hele situasie vir hom. Hy is daar vir jou. Bid ook dat hy sal opstaan binne jou situasie en dit aanspreek. Roep hom aan, want hy sal ook weer vrede aan jou gee. En wanneer sy vrede in jou situasie kom, sal jy bewus wees van sy teenwoordigheid. Sal jy ook sy hand kan sien, hoe hy voorsien. So baie probeer ons al hierdie dinge alleen uitsorteer, maar ons kry dit nie reg nie. Maar hy het gekom. Hy het vir ons 'n oplossing gebring. Hoekom wil ons vashou aan die negatiewe? Hoekom wil jy opgee, as dit nie nodig is nie? So strek die Here sy hand uit na jou vandag en nooi jou. Kom na my toe. As ek terugkyk na my lewe, wat ook al baie goeie en maar ook baie swaar tye gehad het, kan ek van een ding getuig. God het my nog nooit teleurgestel nie. Hy het my nog nooit alleen gelos nie. Hoekom wil ek dan nou vir een oomblik dink dat hy nou sal begin? Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat ons weer u woord mag oopmaak en kon oopmaak en daaruit 'n boodskap ontvang vandag wat sê, ek is met jou. Ek het na die aarde toe gekom vir elke een wat my nodig het en elke een wat my aanroep sal ek help. Here, u ken elke lewensstorm en elke toehoorder se lewe vandag. Ek vra dat u ook sal uitreik na hulle, dat u hand in hulle lewens duidelik sigbaar sal maak, dat u ook sal spreek en vrede sal bring binne hulle situasie, om hulle te verseker, u is saam met hulle, en u vrede, u hulp, is daarom ook vir hierdie storm te sê, hou op, word stil. Mag u liefde en u vrede dan ook so elke toehoorder nou aanraak. Mag hulle bewus wees van u liefde saam met hulle, en mag hulle u hand sien, soos u ook vir hulle voorsien, en vir hulle sorg in die situasie waarin hulle tans hulle self bevind. Dankie Here, vir u liefde. Amen. Mag dan nou ook die liefde en die vrede van ons Here Jesus Christus met u wees en bly in hierdie Kerstyd. Mag sy seën met jou wees, ontvang dan nou ook sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Dat hy ons wil net baie dankie sê aan die nooddienskapelaanskap. Dit was Dominee David Nieboer. Hy is die president van die nooddienskapelaanskap en hy gaan vir ons hierdie volgende paar weke woord bedien. En ek wil net baie dankie sê vir sy tyd wat hy afgestaan het, juis met die voorbereiding en die opnames van sy woord. Nou, ek wil baie dankie sê vir elkeen wat ingeskakel was. Ek sien julle volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV.